Met die volgende slag van die gong is dit presies 10:00 op Springbok Radio. Wie die liefde nie het nie, deur Frida Viljoen. Toe die son begin sak, het Santjie met haar voorbereidings begin vir Nico se besoek. Op hierdie selfde tydstip het Marleen die voordeur agter haar toegetrek op klippootjies. Dit het vir my te nou en te benoud begin word in die huis. En dit was asof ek nie meer helder kon dink nie. En daarbij was dit asof ma vandag meer aandag van my geëis het as ander dae. En my net dood eenvoudig nie die kans gegee het om te kon dink nie. Daarbuiten sou ek miskien weer kalm word, het ek gedink. Alles weer in die regte perspektief sien. Ek was diep in gedagte. En ek het hom nie gesien op gehoor aankom voordat ek opgekyk het nie. Maar hy het met eens en onverwags lewensgroot daar voor my gestaan. Pelofsky. Nou toe nou, Marleen. Is dit nou nie blote toeval dat ek jou hier buite moet raakloop nie? Ek was juist op pad om met jou te gaan praat. Hoe verbeter mens 'n skoonheidsseep wat reeds so goed is dat 9 uit 10 filmsterre dit gebruik? Jy gee dit 'n fyn nuwe vorm, voeg 'n tikseltjie Parys by die parfuum, verryk die romerige skuim met ekstra skoonheidsolies en daar's nuwe laks, nuwe elegante laks, 'n volkome nuwe standaard vir badweelde. Ontdek die weelde van nuwe laks. 'n Skoonheidsbehandeling telkens as u bad. Nuwe laks. Met veel werk op wasdag, wys Omo sy krag. Net Omo het die superkragtige skoonwasvermoë van Instafoam. U kortpad na die witste wasgoed. Wys veel wasgoed wees baas. Gebruik Omo met Instafoam. Praat, sê jy, Siggy. Jy wil met my praat? As dit dalk oor die boerdery is. Ek stel nie vandag belang nie, hè? Gits, Marleen, maar... nou ja, as jy dan so sê. Goed, dan sal ek jou nie nou daarmee lastigval nie. Jy is ongelukkig oor iets, Marleen, nie waar nie? Rede ook nie waar nie. Of denk jy 'n mens kan ongeërgd wees daaroor, wanneer jou mooiste drome skielik... Ja, Siggy, ek is ongelukkig, maar ek is bekommerd ook. Bekommerd? Ja, ek is bekommerd. Daar is soveel waaroor ek bekommerd is, waarvoor ek rede tot bekommernis het. Nico was vanmiddag hier, Siggy, en ek het hom weggestuur. Met die volste reg, so ek sê. Dis wat ek op daardie besondere oomblik gedink het, ja, Siggy. Nou is ek nie meer so seker nie. Jy sien, Nico het gesê dat hy gekom het om met my oor iets te praat. Om te verduidelik, het hy gesê. Ek was nog bitter oor alles, vooroordeeld. Ek het aangeneem dat hy gekom het om te verduidelik waarom hy so skielik op haar verlief geraak het. Daardie ou meisiekie. Maar natuurlijk, Marleen. Wat dan toch anders? Dis wat ek ook gedink het, Siggy. Toe gedink het. Wie sê ek het nie in my bitterheid en teleurstelling en vooroordeel verkeerd gedink nie. Wat reg het ek gehad en enige gevolgtrekkings te wou maak voordat Nico klaar gepraat het. Klaar verduidelik het. En nou bekommer jy jou daaroor, Marleen? Ja, hy bekommer my daaroor. Dalk het ek Nico nog 'n verskriklike onreg aangedoen. O, Siggy, ek is besig om my selfbeheer te verloor. Dis asof alles te veel vir my word, asof ek nie
nie die teels meer mooi bymekaar het nie. Soos om die wat dit sal uitdruk. Ek het geen reg om Nico daarvan te wil beskuldig dat Dit lyk my jy het alweer begin vergeet wat tevore gebeur het, Malien. Wat gisterand gebeur het. Ek kan jou verseker, ek het dit nog nie vergeet nie. En ek meen dat as jy na my oog sou kyk, dit ook weer genoeg sal wees om jou te laat onthou. Genoeg om jou weer daaraan te herinner dat jy genoeg rede het vir die afleidings wat jy gemaak het. ja, sê jy maar. Ag, ek is ook so verward dat ek nie meer helder kan dink nie. Dit is amper asof ek bang word vir myself, vir my eie verwardheid. En nou knaag hierdie ander ding ook nog aan my. Die ander ding? Ek is besig om ongeduldig te word met ma, Siggy. Tot dusver het ek nog alles prysgegee, my eie ideale en my eie planne ter wille van Clara en ma. En vandag, ek het ma vandag daaroor verwyder. Ek weet nie hoe ek so vreed kon gewees het nie, hoe ek het vir ma kon gesê het nie. Dit was net dood eenvoudig as ek my selfbeheer totaal kwyt geraak het. Of ma, die eise wat sy aan die mense geduld stel vir my te veel geword het. Net sowel dat daar binnekort weer 'n geselskap dames sal wees wat jou van die verpligting kan onthef, nie waar nie? Ja, miskien is net sowel. Want al sou ek nou ook hoe graag persoonlik vir ma wou sorg en al haar behoeftes, sal ek haar 'n verskriklike onreg aandoen om daarop aan te dring om dit te doen, terwyl ek in hierdie gemoedstoestand verkeer, terwyl my senuwees in hierdie toestand is. Ja, miskien is dit net sowel dat die liewe geselskapsdame maar kom en gou kom. Alles sal natuurlik anders wees as Nico vanaand weer sou oorkom, sê jy. Maar het jy dan nie vanoggend die briefie van die Ryter ontvang waarin hy gesê het dat hy nie vanaand sal kan oorkom nie? Ja, ek weet, Siggy, ek weet, maar Foei tog, Marlene. My hart bloei vir jou. Jy hoop nog steeds, al weet jy dat die Ryter nie vanaand sal kom nie. En al weet jy ook waarom hy nie sal kom nie. omdat hy weer by haar sal wees, wil jy sê? Dit sal my nie verbaas nie, al hoop ek nou ook om jou ontwild uit die diepste van my hart dat... Foei tog, Marlene. En om te dink dat Clara so amper die indruk gekry het dat ek my flikkers vir Santjie gooi. Reken ek. En toe was al die tyd nog hy. Snaaks tog hoe die ou wêreld soms verloop nie. Snaaks. Nico het nie die aand opgedag nie. Ek het telkens buite toe gestap, telkens die pad dopgehou en my ore gespits. Maar hy het nie gekom nie. Dit was bloot toevallig dat ek en Belofsky mekaar weer buite moes teekom. Of so het ek gemeen dat dit bloot toevallig was. Foei tog, Marlene. Ek wens dat ek iets kon doen om jou te troos. Iets doen of sê. Daar is net een enkele ding wat my op hierdie oomblik miskien kan troos, Siggy. Net een ding. Ja? Dis die wete, die versekering dat Nico nie op hierdie oomblik by daardie klein sandjie is nie. Enige plek, Siggy. Maar nie daar nie. As ek dit sou weet. Ja, dan sal ek vannacht gerus kan slaap. Dan sal ek bo alle twyfel weet dat my vrees ongegrond was. En dat Nico wel 'n verduideliking het vir die misverstand wat daar tussen ons gekom het. Dan sal ek bo alle twyfel weet dat dit tog maar net 'n misverstand was. Dan sal ek weet dat daar tog 'n geregverdigde verskoning is vir sy optrede en waarom hy wegbly. En as jy dalk sou uitvind dat... En as ek moet weet dat hy tog daar is, Siggy. Dan sal ek weet dat daar geen hoop meer is nie. Dat ek Nico nou finaal verloor het. Maar as ek net kon weet, as ek net bo alle twyfel kon weet... Maar as dit alles wat jy vra, Marlene, dan kan ek jou mos help. Ek kan mos weer vir jou gaan uitvind. Bedoel jy dat... Ja, natuurlijk, Marlene, sal ek gaan.
Maar hierdie keer gaan ek luk loop hoor. Ek gaan nie met nog 'n blou ook terugkom om jou hierdie keer te oortuig nie. Jou woord, Siggy, sal vir my genoeg wees. Ek meen ek het die afgelope tyd uitgevind. Ek op jou woord kan pyl trek. Dat jy nou uiteindelik een van ons is en by ons tuis hoort. O, as jy so vriendelik sal wees om vir my die gerusstelling te gaan haal waarna ek soek, sal ek dit baie waardeer. Ek sal dit altyd onthou. Met veel werk op wasdag wys Omo sy krag. Net Omo het die superkragtige skoonwasvermoë van Instafoam. U kortpad na die witste wasgoed. By veel wasgoed, by is die baas met Omo. Met Instafoam. Ja, Omo se Instafoam skuimkrag maak die taaiste vuilgoed sag. Breek dit op, lig dit skoon uit. Witgoed kom suiwer wit, gekleur is helder skoon. En Omo wasgoed ruik heerlik vars soos 'n lentebries. Ek het daarop gewag om vanaand weer Pelofsky se motorfiets te hoor. En ek het nie te vergeefs daarop gewag nie. O, so het ek hardop gedink. Dan het my dreigemente toe tog geen uitwerking op hom gehad nie. Nou ja, maar dan moet hy maar lê wat daarop volg. Ek het hom tog gewaarsku. Toe Pelofsky se motorfiets tot stilstand kom, het Nico hom weer ingewag. Maar hierdie keer sou Nico se selfbeheer om gans en al en totaal verlaat. Op die dorp het hom Dewald nog voortbeduur aan sy ligkastele. Nou ja, laat nou sê. Laat nou eers kyk wat sê my boek van gesternte oor die dag. Môre nou. Oh, an unexpected surprise. Nou reken, nog is het einde niet. Ach, dis net vreugde so ver as jy kyk. Vreugde sonder eind of perk. En boonop die belofte van meer. Ek meen, hier staat het toch, hier in my boek van gesternte. Toch snaaks laat hy nie ook by sê wat se surprise dit gaan wees nie. Ek wonder of het sal help om te raai. Wie die liefde nie het nie, word geskryf en opgevoer deur Frida Viljoen. Ons nooi u om môreoggend om 10:00 te kom saamluister na die volgende interessante episode. Daar's 'n nuwe aktiewe tinteling en 'n verfrissende nuwe geur in nuwe formule Gibbs SR tandepasta. Die tinteling bewys dat die sodium resinoliate in Gibbs SR dubbele beskerming aan tande en tandvleis gee. Luister vanmiddag om 3:15 na verdere interessante episode in die program Die Volmaakte Uur.